Steek bietjie op, waar is die baksters? Steek op jou hande, waar is die baksters? Ja, steek op jou hande, moenie skaam wees nie. Wie van julle ken hierdie boek? Die baksters sal dit ken. Kan julle sien? Wie het so 'n boek? Wie het so 'n boek in sy kombuis? Dis nou flop, sê Tonet. Ek weet nie, sy sê dit flop nie. So ons gaan dit vanoggend traai. Sy het vir my gemerk waar ek gaan 'n chocoladekoek bak. Ons het 'n ou daar op Groenpunt wat verskriklike lekker chocoladekoek bak, maar ek gaan hom bied. Larissa, ek jou pa sê, skryf hierdie resep vir hom af. Want hierdie is die resep. Jy wil hierdie resep hê. Wilmien, kry jou pen, kry julle papier, skryf af. Julle gaan hom nie wil mis nie. Glo my. Goed. Ek sal laat net om vir julle WhatsApp. Ek was daar na Koskas en ek het al die bestanddele gekry wat ons moet kry. Sy het vir my mooi nog neergeskryf dat ek moet weet, want daai is bietjie klein. Sy sê 450 ml koekmeel gebruik jy vir hierdie chocoladekoek. Dis 'n sjokoladeoliekoek. Dis nie sommer net 'n koek nie. Wie het hom al gemaak? Julle sin gaan nie naby myne kom nie. Die eerste ding sê sy is 450 ml van mieliemeel. Ek het in die kas gekrap, ek kon nie mieliemeel kry nie, maar ek het Iwiza gekry. Meel is meel. Ek dink jy daar gaan 'n probleem wees nie. Dink jy daar sal 'n probleem wees nie. Daar's my pakkie Iwiza meel, dis meer as 450, ek het seker gemaak. Sy sê die volgende ding is suiker. Jy het glo suiker nodig. Wel, ek kon nie die suiker kry nie, maar ek het 'n pakkie jelly gebring. Dis mos soet. Ek dink hy sal fyn werk. So die pakkie jelly sit ons daar. Hy gaan mooi werk. Kakao, ek het nie 'n klou wat dit is nie. Ek sê julle eerlik. Maar ek het gesien daar's hierdie snaakse botteltjie koffie. So ek is seker daarvan as ek dit ingooi, dit word mos van bone gemaak of iets. So ek dink dit sal werk. Dan sê sy kookwater. Ek kon nie kookwater kry nie, maar in die yskas het ek 'n sterriestampie gekry. Dink hy gaan ook mooi werk. Dis kyk, is alles lekker goed. Hierdie koek gaan, Larissa, skryf jy? Eiers, 4 eiers. Ek was bang die eiers breek, toe vat ek sommer paaseiers. Ek dink dit sal werk. Dan sê sy kookolie, ek kon glad nie kookolie kry nie. Toe het ek gesien daar staan 'n potjie heuning, toe bring ek sommer die heuning. Dit gaan in elk geval lekkerder as kookolie wees. 5 ml vanilla. Ek het sommer woestersous gebring. Ek dink dit gaan lekker werk. Dan is dit bakpoeier. Ek het ook nie idee wat bakpoeier is nie. Ek dink hierdie is bakpoeier, die bakkers. Dit staan net in Engels, man. Julle weet ek in Engels is nie maatjies nie, bicarbonate of soda. Ek is seker daarvan dis dieselfde as bakpoeier. En sout. Ek is eerlik, ek hou nie baie van sout nie, so ek het aromat gebring. So. Ek gaan koek bak vanoggend. Kom die baksters, wie dink hierdie koek gaan uitkom? Wie dink hierdie koek gaan baie lekker wees? Hoe kan jy sê daar's 'n manier nie? Hoekom nie? Moet ek by die bestanddele bly? So ek kan glad nie compromise nie. Waarom compromise ons as dit by hierdie boek kom? Waarom kan ons bestanddele in 'n kookboek volg, maar ons kan nie hierdie boek volg nie? Waarom as dit by die lewensbestanddele kom, dan doen ons nie wat God vir ons in sy woord sê nie? Is dit Anet Himan se skuld dat ek vanoggend 'n koek bak wat nie 'n flop is? Maar wanneer ons in die lewe kom en dit gaan moeilik, dan gee ons God die skuld. Maar ons volg nie sy bestanddele nie. Ons volg nie sy resep wat hy vir ons gee nie. Want hierdie boek lê daar op my tafel. Ek lees hom nie.
En as ek hom lees, leef ek hom nie. Waarom is ons lewens in 'n turmoil of problems? Want ek volg nie die resep wat God vir my gegee het nie. Ek compromise. En dan vra ek hom, hoekom? Maar op elke hoek en draai compromise ek in hierdie boek. Maar as ek hierdie en dit doen, dan is dit 'n flop. Maar ek wil my eie bestanddele gebruik in die lewe. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Deuteronomium 30. Het jy hom vir ons, Johan? Terwyl Johan, ek gaan my bril kry. Ok, maak julle Bybels oop by Deuteronomium 30, dan gaan ons so lank aan. Dis Moses wat voor die volk staan en hy sê, ek roep vandag die hemel en die aarde se getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vervloeking, hou ek aan jou voor. Kies dan die lewe, sodat jy kan leef, jy en jou nageslag. Toe ek en Toinette net getroud is, toe ons op honeymoon gaan, was dan nie goed soos GPS'e en Google Maps wat ons kon volg nie. Ons het 'n padkaartboek gehad. Wie kan die padkaartboeke onthou? Jy het dit sommer daar by die garage gekoop, by die Shell garage of die Engine garage. Jy het 'n padkaartboek gehad. En ek en sy het 'n beplanning gedoen van hoe ons wil ry. Wanneer ons by 'n dorp ingegaan het, het ons geweet wat is die volgende dorp wat ons na toe moet gaan. En dit is hoe ons by ons bestemming uitgekom het. Ons almal kom in die lewe, kom ons by 'n kruispunt. Jy kom by 'n kruispunt in jou lewe, waar jy moet besluit, gaan jy reguit oor, gaan jy links draai, gaan jy regs draai. Almal ken daai teken, die kruispunt. Wanneer jy by daai pad kom, is dit net jy wat daai keuse kan maak. Kies ek lewe of kies ek dood? Dit klink so maklik. As jy die prentjie kyk daar en jy vergeet van dat daar dood en lewe staan, dan is die twee paaie presies dieselfde. Dis nie so maklik om te besluit watter een jy wil volg nie. Kan jy een teruggaan? Ok, gaan een aan. Ok. Daar's hy. Dis die een wat ek soek. As julle na daai prentjie kyk, wat sien julle dadelik? Waar is sy Bybel? Agter op sy rug. Beteken niks. Ek het die woord van God in my hande, maar ek maak hom nie oop en ek gebruik hom nie. Baie keer kom ons in ons lewe by 'n pad wat ons moet besluit, waarheen gaan ek? Watse rigting gaan ek kies? En ek nader God, maar ek luister nie regtig nie. Ek wil my eie gedagtes volg. My eie planne het ek klaar gemaak. Maar kyk die kennis wat uitkom. Henry het net toe gesê, Jakobus 1 vers 5 sê vir ons, as jy wysheid kort kom, bid dit van Jesus Christus af, bid dit van God af.
Ons moet ophou compromise met hierdie boek. Ons moet ophou verander. Joshua neem oor by Moses. En hy roep die Israeliete by mekaar. En dan Joshua 24 vers 15 lees ons die volgende. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan wie julle vandag wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Vriende, ek het al in hoeveel huise gekom wat ek hierdie sien hang daar teen hulle muur. Dis pragtig daar teen die muur, maar ek ervaar dit nie in daai huis nie. Dit help nie ons preek net woorde nie, maar ons doen dit nie. Hierdie boek is nie regtig 'n leesboek nie, dis 'n doenboek. Net soos wat jy sal kookboek vat en sal lees en die regte bestanddele gebruik en die regte metode gebruik en dan gaan 'n chocoladekoek vandaan kom, so kan hierdie boek jou help as jy nie compromise met hierdie boek nie. Maar jy moet die keuse doen. Dis jou vrye keuse wat jy kies. Kies jy om God te dien of die wêreld? En dis nie altyd 'n maklike keuse nie, glo my. Want die duiwel, die vader van die leuen, disguise daai dood so, daai pad wat ons moet verkeerd loop, daai pad draai vir ons in sulke mooi blink geskenkpapier toe, dat ons dit nie besef voordat dit te laat is nie. Voordat ek op my knieë moet gaan en vir die Here sê, Here vergewe my, ek weet nie wat ek doen nie. Ek het nie antwoorde nie. Here tel my op. Die wonderlikste ding is, God is net 'n gebed weg. Waarom is daar so baie mense wat by 'n kruispunt in hulle lewe kom en die verkeerde keuses maak? Waarom maak hulle verkeerde keuses? Die eerste rede, kan jy vir my opgooi daar? Volgende. Ok, los hom net so, groepsdruk. Groepsdruk is die eerste ding. As dit by groepsdruk kom, dan dink ons aan tieners daar op skool, hulle kry groepsdruk. Weet jy wat is die oorsprong van groepsdruk? Ek wil inwees. Ek wil deel wees. Ek wil nie uitgesluit wees nie. So ons maak keuses wat nie regtig ons keuse is nie. Die groep doen dit, dan doen ek dit ook maar. Almal kan tog nie verkeerd wees nie. Ek wil tog net nie teen die stroom wees nie. Ek wil tog net nie die persoon wees wat teen die stroom gaan nie. Wat sal die mense van my dink? Groepsdruk laat ons partykeer goed doen wat ons in ons hart weet, ons moenie regtig doen nie. Dis die een rede hoekom mense die verkeerde pad volg. Die volgende een is onkunde. En ek wil sommer daar byvoeg, gebrek aan wysheid. Want party mense se besluite maak nie vir my sin nie. Ek wil hulle eintlik vat en ek wil hulle so skud en sê, word net wakker, hoe kan jy dink dit is die regte keuse? En nou kyk ek na my eie lewe en dan dink ek, Jacques, hoe kon jy dit gedoen het? Hoe kon jy daai besluit geneem het? Hoe kon jy dit gedink het? Onkunde. As ek en Toinette in die kar geklim het en ons het gery, sonder om daai padkaartboek te bestudeer, sê ek nou vir julle, het ons in Steynsburg
geëindig en ons het nie 'n klou gehad hoe om uit Steynsburg uit te kom nie. Want ons het nie geweet wat die volgende dorp nie, waartoe ons moet gaan nie. Die derde is emosionele besluite. Daai emosies van ons. En glo my, dis nie net vrouens nie. Ons mans is baie keer meer emotional as vrouens. Woede, teleurstellings, hartseer, maak dat ons besluite neem waar ons nie helder dink nie. Want ons neem daai besluit uit emosies uit. Daar sit hoeveel gevangenes by my wat eendag uit woede uit iets gedoen het waar hy vandag bitterlik spyt oor is. Ek praat gereeld met gevangenes, dan sê hulle vir my, meneer, het ek maar daai aand net omgedraai, of het ek maar net reguit gehou? Hoekom het ek omgedraai? Dit het sy hele lewe verander. Verkeerde besluit kan jou hele lewe verander, net soos wat die regte besluit jou lewe kan verander. Dis tyd dat ons by God stil raak en hom vra, Here, vul my met u wysheid, dat ek die regte besluit kan neem. Moet nooit iets uit emosies doen nie, moet nooit iets uit emosies sê nie. As jy kwaad is vir jou vrou, stap uit en gaan tel tot 10. Vir my werk het as ek tot so 1280 tel. En dan gaan jy terug. Met my seun help het as ek so by 1 miljoen kom, dan weet ek, nou kan ek terug in die huis gaan. Die volgende is korttermyn voordele. Baie mense sien net die nou raak, of die môre. Hulle sien nie die langtermyn prentjie nie. Hulle kyk so. Toe ek rugby afgerig het, kan ek maar, Clarissa, kan ek maar 'n rugby storieetjie vertel? Toe ek rugby afgerig het, het ek altyd vir my seuns gesê, kry visie. Kry visie oor die veld. Luister as ek vir julle iets sê. Hoekom? Ek sit hierdie kant van die veld, ek het die hele prentjie, ek sien die hele prentjie. Hulle sien dit nie. Beweeg. Weet julle wie sien ons hele prentjie? God. Luister na die afrigter. Luister na wat God vir ons sê. Gaan na die lewensafrigter toe. Hy het klaar vir ons die boek gegee. Ons moet net die gameplan volg. Hulle het altyd gespot en gesê, as jou triks op die rugbyveld nie uitwerk nie, gaan terug en doen wat die coach vir jou die eerste keer gesê het jy moet doen. Dit is so waar in ons geestelike lewe ook. Gaan terug na wat God vir ons gegee het. Gaan terug na wat Jesus vir ons gesê het, wat die grootste gebod is in die Bybel. Die volgende een is nommer 5. Versoekings en begeertes. Ek kom met hoeveel jong paartjies kry ek te doen. Dan sê hulle vir my, Jacques, jy verstaan nie, die versoeking het oor my pad gekom, dan sê ek, die begeerte het oor jou pad gekom, want wat het jy daar gaan soek? Moenie versoekings die skuld gee nie. Ja, daar kom versoekings oor ons pad, maar baie keer kom dit in ons eie begeertes. Ek sien iets wat ek nog altyd begeer het, en dan dink ek, ag, ja, niemand gaan hierdie sterrie stampie mis nie. Sal ons sommer leen. Sulke goed bring jou op die verkeerde pad. Die volgende is gebrek aan geestelike riglyne. Ek het ook hier geskryf morele waardes. Ek praat met hoeveel mense ouer en wyser as ek, dan sê hulle vir my, Jacques, ek het so geestelik gegroei die laaste ruk. Hy sê, jy weet,
Dit is wonderlike ervaring, en ek is bly saam met hierdie ou, en ek juig saam met hom, en die volgende dag sien ek hom, dan sy pap dronk. Dan wil ek weet, wat het gebeur? Wat het tussen gisterand en vanoggend gebeur? Hy het geweet ek kom besoek hom. Dit help nie, want ons kan niks vir God wegsteek nie. God sien dwars deur ons. Hy kyk na ons harte. Julle almal wat hier sit, het klaar die lewe gekies. Anders sou jy nie vanoggend hier wou sit nie. Dis vir party mense so moeilik om in die oggend op te staan en kerk toe te gaan. Dis baie makliker om op 'n Saterdagoggend op te staan en Loftus of Ellis Park toe te ry. Om te gaan rugby kyk, as wat dit vir hom is, om 'n uur hier in die kerk te kom sit. Die volgende is vrees vir verandering. En al sê jy dit is nie so nie, is dit iets wat ons almal partykeer deurgaan. Verandering. Ons is bang vir verandering. Ons is bang vir die onbekende. Ek het eendag met my selgroepe 'n pragtige voorbeeld gehad van die onbekende. Ek het 'n vertrek wat ek die ligte afgesit het en alles was donker. Skielik kon niemand niks sien nie. En omdat hulle niks kon sien nie, het hulle nie geweet waar is ek nie, waarheen beweeg ek nie. Hulle kon niks sien nie. Ek het geweet waar al die meubels is, so ek kon beweeg. Na 'n rukkie kon hulle mekaar begin sien. Toe sê ek vir hulle, dis presies wat die sonde doen. Ons raak so gewoond aan die sonde, dat ons later nie besef, daar's eintlik 'n lig nie. En toe ek die lig aansit, toe maak hulle oë toe, want die lig is te skerp, want daar het verandering plaasgevind. En dis baie keer hoe ons voel oor verandering. Ons is skrikkerig daarvoor, ons is bang daarvoor. Julle jong mense, as jy hoërskool toe gaan, is dit 'n ander ervaring vir jou. Na hoërskool lê die grootmenslewe vir ons voor. My ouderdom begin dink ek aan pensioen. Ek raak opgewonde daaroor, maar ek raak ook bang. Want ek sien wat in die land gebeur. Ek sien wat hulle wil doen. Ek werk vir die staatsdiens. Ek sien wat hulle wil doen met my pensioen. Waartoe gaan ek? Ek gaan na God toe. Want God sal my dra. Nie 'n pensioenfonds nie. Die laaste wat ek wil gebruik, die laaste voorbeeld is trots en eie wys. Hoeveel keer dink ek wil ons vir iemand wys, man, jy sal my nie vertel nie. Veral toe ek jonk was ek ook een van daai wat ek was te slim. Niemand kon my niks vertel nie. Ek het al die antwoorde gehad. 'n baie bekende skrywer, julle kan help, ek kan nou nie sy naam onthou nie, wat Tom Sawyer, Huckleberry Finn, hy het daai boeke geskryf. Mark Twain. Mark Twain het gesê, op 14-jarige ouderdom was sy pa die domste man op aarde. Daar was nie iemand dommer as sy pa nie. Toe Mark Twain die dag 21 word, toe kan hy nie glo hoe slim met sy pa geword nie. Toe sy pa ook skielik wys geword. Ons moet ophou op onsself staat maak. Kom ons vertrou God. Kom ons gaan na God toe. Ons vertrou hom om ons te lei, ons te versterk, vir ons krag te gee. Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir my krag gee. Filippense 4 vers 13. Wanneer ek met die jong mense praat en hulle het verjaar, dan stuur ek vir hulle altyd 'n boodskapie
mooi woordjies. En ek hou daarvan om 2 verse vir hulle te gebruik. Ek hou daarvan om Jeremia 29 vers 11 te gebruik. Dis daai bekende, ek weet wat ek vir jou beplan, toekomse verwagting. Want baie keer is ons jong mense bang vir die toekoms. En dan Psalm 119 vers 9 wat sê, hoe kan 'n jong mens sy lewe rein hou deur om te hou aan u woord? Maar ek wil ek vir julle Spreuke 3 vers 5 en 6 vanoggend lees. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Kolossense 3 vers 23 sluit daarby aan. Kolossense 3 vers 23 sê, alles wat jy doen, doen dit tot eer van die Here en nie om mense te beïndruk nie. Vanoggend is dit jou keuse wat jy sit. Wat se pad gaan jy kies? Die lewe of die dood? Want glo my, elke keuse wat jy in jou lewe maak, elke rigting wat jy neem, elke rigtingsverandering wat jy neem jou na 'n eindbestemming toe. Ek kan nie op my eie in die hemel kom nie. Ek kan nie. Ek kan dit net doen met God se absolute genade. Want as dit van my afhang, weet ek, is ek die eerste een in hierdie kerk wat in die ry staan om hel toe te gaan. Maar ek kan vanoggend loof en prys die Here dat ek in die verlede 'n besluit gemaak het om op my knieë te gaan en te sê, Here, red my. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek het 'n Christen gelowige jong man groot geword. Tot die Here eendag vir my gesê het, jy is heeltemal te arrogant. Moenie die Here uitdaag nie. Hy sal jou platvee. Maar wanneer jy na die Here toe gaan en sê, Here, hier is ek, vat my, ek het niks om te gee nie, behalwe myself, sal die Here jou oplig. En wanneer sy wil begin, daar's mense wat vir jou gaan klippe gooi, glo my. Ek sê jou nou, daar's mense wat nie van jou gaan hou nie. Hulle gaan dit sommer reguit in jou gesig sê, ek hou nie van jou nie. Maar dit pla my nie, want ek weet wat God van my dink. God is so lief vir my, dat hy sy seun gegee het, sodat ek nie verlore mag gaan nie. Sodat ek die ewige lewe kan hê. Here almagtige Vader, hoe wonderlik is dit om vandag te weet, dat wanneer ons in 'n kruispad in ons lewe kom, dat U daar vir ons wag, dat U daar is met 'n rigtingwyser, dat ons net moet vra, en U sal vir ons wysheid gee. Here, dat U die bestanddele vir die lewe gee. Here, maar dat ons moet ophou om te compromise op U woord. Dat ons na U toe kom, stil word by U voete, en luister na wat U vir ons sê. Here, dat ons sal weet, U is die almagtige God, die redder, die skepper. Here, dat ek U Immanuel kan noem, dat ek U Vader kan noem. Halleluja, prys U naam, bo alle name vanoggend. Here, U is so almagtig. Here, ek kan net in nederigheid sê, dankie. Here, dankie dat ek die voorreg het om U Vader te kan noem. Bid dit in Jesus Christus se naam. Mag die liefde van Jesus Christus, die genade van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.